Hoofstuk 28. Plan A, B en C. Hier's nou 'n lekker ou Afrikaanse spreekwoord om mee te begin. 'n Boer maak 'n plan. Ons beleef tans uiters moeilike tye in ons land en in ons gemeenskappe. Talle mense twyfel of daar nog 'n toekoms in hierdie wye en droewe land is, soos die digter N.P. van Wyk Lou Suid-Afrika in die 1930s beskryf het. Die redes is vir ons almal bekend. Daar's 'n hele klomp van hulle. Die werkloosheidssyfer het rekordhoogtes bereik. Die land beleef die langste ekonomiese afswaai 6 jaar sedert die Tweede Wêreldoorlog. Wit mense se poste word deur rassekwotas herverdeel en ons weet nie waar ons kinders 'n goeie werk gaan kry nie. Suid-Afrika se agteruitgang die afgelope 12 jaar is die ergste van alle lande wat nie in 'n oorlog gewikkeld is nie, veral op die gebied van maatskaplike en ekonomiese toestande en staatsbestuur. Die lokomotief van die ekonomie, Eskom, is op sy knieë gedwing deur regeringsbeleid en rassewette. Dit het 'n rimpel-effek en bedreig almal se werk. Suid-Afrika is getuister deur grootskaalse straflose korrupsie, wat sowat 1,5 triljoen rand en 'n miljoen mense se werk gekos het. Werkers se swaar verdiende belastinggeld word vermors en gesteel. Ons kry bykans niks waarde vir ons geld nie en moet privaat dienste ten duurste aankoop. Die nuwe president Cyril Ramaphosa verkondig dieselfde beleid, onteiening sonder vergoeding, wat in Zimbabwe tot 'n werkloosheidsvlak van meer as 80% gelei het. Al hoe meer gerugte dat pensioenfondse geteken gaan word om te betaal vir die koste van wanbestuur doen die ronde. Misdadigers loop vry rond, terwyl wetsgehoorsame burgers in hulle huise toegesluit moet bly. Dieselfde party wat Suid-Afrika in hierdie krisis inregeer het, is nou weer verkies, met beloftes om die land steeds met dieselfde beleidsrigtings daaruit te lei. Dit is geen wonder nie dat godvreesende, hardwerkende, wetsgehoorsame burgers hulle self afvra of daar nog 'n toekoms in die land is. Die reuk en rook van nog 'n Zimbabwe hang in die lug, ongeag die talle verskille wat nog bestaan. Dit is hoekom soveel mense reeds land uit is. Talle ander planne maak om ook te gaan, of spyt is dat hulle nie kan gaan nie. Navorsing toon dat sowat 44% van die land se beroepslui weens beroepsverwante redes wil emigreer. Dit is verstaanbaar dat mense so voel. As eerste wêreld mense swak regeer word, soos tweede klas burgers behandel word en derde wêrelds geregeer word, dan trek hulle na 'n eerste klas wêreldland. Al hierdie faktore laat baie Afrikaners wonder of die einde van die geskiedenis nie vir ons as volk aangebreek het nie, en of ons soos vele ander beskawings onder die golwe van die tyd gaan verdwyn. Ons werk vir normaliteit. As ons reguit hieroor praat, gaan ons natuurlik verwyd word dat ons aan die verlede vasklou. Dit is net 'n skynheilige poging om ons stil te maak. Ons wil hier bly, maar ons gaan nie stil bly nie. Ons verlang nie na die verlede onder die nasionale party, die NP nie, maar ons sien ook nie uit na die toekoms onder die African National Congress, die ANC nie. Ons wil net 'n normale lewe lei. 'n Normale werk is net moontlik in 'n normale samelewing. Daarom is die strewe na 'n normale samelewing net so noodsaaklik soos die strewe na 'n goeie werk vir die gemeenskap. Die land het weer 'n kans gekry toe Cyril Ramaphosa vir Jacob Zuma as president vervang het. Dit is moontlik die laaste kans. Ons wens hom sterkte toe, want 'n swaar las rus op sy skouers. Ons steun nie die ANC nie, maar ons is lief vir die land en wil help om dit 'n beter plek te maak vir almal wat hier woon. Ons hoop die regering vat uiteindelik die hand van samewerking wat Afrikaners nou al so lank na hulle toe uitstrek. Plan B, die beste keuse. Ons kan tog nie net op die regering staat maak vir ons en ons kinders se toekoms nie. Dit sou heeltemal onverantwoordelik wees. Die huidige bedeling, kom ons noem dit plan A, is te diep in die moeilikheid, sodat diegene wat ons daarin inregeer het, ons sommer so daaruit kan regeer. Gemeet aan die ANC se rekord van meer as 2 dekades
En omdat hulle steeds aan dieselfde beleid vasklou, kan ons nie aanvaar dat hulle nou skielik die land veilig gaan maak, dat die ekonomie goed gaan groei, dat hulle die drakoniese rassewette gaan afskaf, dat hulle eerlik en bekwaam gaan regeer en dat die staatsverval omgekeer gaan word nie. Albert Einstein het reg gesê, as jy altyd dieselfde dinge doen, sal jy altyd dieselfde uitkomste kry. Daarom moet ons, terwyl ons hoop dat plan A sal slaag en sal help waar ons kan en waar ons toegelaat word om dit te doen, kliphard aan ons eie plan B werk. Want as plan A misluk en plan B te stadig vorder, gaan ons kinders plan C volg. Plan C is oor see. Dan val plan A en plan B plat. Dan sluit ons ou dag eensaam in swak bestuurde tehuise vir bejaardes, terwyl ons kinders sukkel om hulle voete in vreemde lande te vind. 'n Mens wil nie eens daaraan dink nie. Plan B moet slaag. Waar plan A dui op ANC besluitneming, gaan plan B oor selfbesluitneming. Waar plan A oor sukkelende staatsinstellings gaan plan B oor selfhelp gemeenskapsorganisasies. Waar plan A oor volledige meerderheidsbestuur gaan plan B oor groeiende selfbestuur. Onder plan A is ons staatsafhanklik. Met plan B raak ons staatsbestand en selfstandig. Waar plan A oor verstaatliking en sentralisme gaan plan B oor privatisering en federalisme. Waar plan A van die ANC hang plan B van onsself af. Waar die bes moontlike uitkoms van plan A regverdige heersers is, gaan plan B oor toenemende vryheid. As plan B in die praktyk onbeskryflik moeilik is, dan het plan A homself ongelukkig onmoontlik bewys. Plan A het ons beste wense. Ons realistiese hoop is op plan B, want plan C beteken die einde van ons geskiedenis as gemeenskap en ook die verbrokkeling in enkelinge sonder 'n tuiste. Plan B is nie teen plan A gerig nie. Ons wil hê die land moet slaag, maar dit is buite ons beheer as die regering dit rampspoedig regeer en die meerderheid hulle daarin steun. Ons kies nie teen die regering nie. Ons kies vir ons gemeenskap. Ons mag mos aan ons eie kant wees. Terwyl ons hoop dat plan A ook slaag, is ons vertroue egter meer in plan B gesetel. Soltech is 'n bewys dat gemeenskapskrag meer suksesvol is as staatsmag. Privaat hospitale is gesonder as staatshospitale. Dienste in privaat dorpe is beter as munisipale dienste. Die grootste rede hoekom ons ernstig twyfel oor die sukses van plan A is omdat die ANC se struggle-ideologie nie 'n regerende ideologie is nie, maar 'n opposisie-ideologie. Die ANC het die verkeerde sagte ware. Dit lei eerder tot afbreek, maar dit sukkel om op te bou. Daarteenoor is ons westerse kultuur die grootste rede hoekom ek glo dat plan B sal werk. Daar is 'n bou en bewaar kultuur wat nie by Van Riebeeck begin het nie, maar wat in die nevels van die tyd in antieke Athene, Jerusalem en Rome gebore is en daarvandaan oor die eeue heen verder ontwikkel het.